So, ons herdenk hierdie dag, maar ek is 'n prentjies ou en ek gaan hierdie prentjie vir jou skets. En ek gaan nou in die kruks deel kom, maar omdat ons hierdie dag herdenk, moet ek vir jou die prentjie skets. En ek wil hê jy moet jouself indink. As Jesus hier tussen ons was, en ons het die hartseer beleef wat ons as disippels beleef, dat hy op 'n kruis moes gaan sterf, ons moes gesien het hoe hy gemartel word, ons moes sien dat hy dood is en in 'n graf gesit is en 'n klip word voor die graf gesit. En dan sien ons voel ons die gejuig, ons redder het opgestaan. Hierdie emosionele rollercoaster nou van hierdie disippels, imagine dit nou. En dan celebrate ons, en hy leef hier tussen ons, en dan sê hy, cheers. Ek gaan nie meer saam met julle wees nie, nou gaan ek vir altyd. Imagine, wat gaan hulle deur? En dan gaan hy op in die wolke. Nog nooit, ons het van een ander ou gehoor wat op water loop, maar nog niemand het op die wolke. Dit lyk altyd so lekker as jy in die vliegtuig sit, dit lyk of jy so in dit in kan val, maar jy sal eintlik net reg deur dit val. En hy vaar op die wolke, en ons sien dit in Handelinge 1, en ek lees vir julle daar, en toe hy opvaar, en dis waar iets vir my vasgesteek het vir die boodskap vandag, wat sê, waarmee is jy besig? En hy vaar op, en die disippels kry hulle self, en ons gaan nou daaroor praat ook, maar hulle kry instruksie van Jesus af, wat om als te doen, en net voordat hy opvaar, sê hy vir hulle, ek gee vir julle krag, in die vorm van die Heilige Gees, om te kan gaan doen, wat ek julle als geleer het. Want dit wat julle geleer het, sal net kopkennis bly, maar ek gee die Heilige Gees, sodat julle dit kan uitleef. En op daai oomblik, ek dink daai, as jy jouself kan indink, hoe hartseer hulle nou moet wees. In Handelinge 1 vers 10, sê hulle, en toe hulle nog stip na die hemel kyk. En hulle kyk, en ek dink hy's later, hy raak al hoe kleiner. En hulle kyk stip in die hemel in, en terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. En die Nuwe Lewende Vertaling sê dit net mooier, hy sê die 2 man sê toe, Galileese manne, waarom staan julle na die hemel en kyk? Altyd vreemd dat dis God wat verskyn aan hulle in die vorm van engele, en God vra vir hulle, waarom staan julle so in die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem in die hemel in. Hy sal egter net so terugkom, soos julle hom in die hemel sien ingaan het. En daar gee hy vir hulle hoop. En hy sê, moenie net daar bly staan nie. Moenie net daar bly staan nie, want wat maak julle as julle net so in die hemel staan en kyk? En die Here, en ek preek hierdie preek ongelukkig nie vir julle vandag nie, ek preek dit hard en duidelik vir myself ook. Want die laaste ruk raak 'n mens so besig met 'n klomp dinge, en die Here vra my, waarmee is jy besig? En dan, ek weet nie van julle nie, maar met my 2, as hulle ergens besig is, waar hulle nie moet besig wees nie, en jy kom onverwags om die hoek gestap, van die ouers gaan nou gegil, onverwags om die hoek, en jy sê, waarmee is jy besig? 'n kleintjie skarrel so, hy sê, hy weet waarmee hy besig is, maar hy weet dis die verkeerde ding. Die Here het my so gevang. Hy het so onverwags om die hoek gekom, en hy vra my, waarmee is jy besig? En so kom die engel daardie dag, en ek dink hy sê, waarom staan julle
so na die hemel en kyk, maar ek dink wat hy eintlik gesê het is, waarmee is julle besig? En hulle is net besig om te staar in die hemel in. En wat hy eintlik vir hulle wou sê is, julle moet besig wees om die werk te doen. Julle het klaar die opdrag ontvang, julle moet gaan leef met 'n verwagting dat hy terugkeer. Maar daar's mense daar buite wat gered moet word. Hierso gaan jy niks doen nie. Want waarmee is jy besig? So ek en jy moet met daardie verwagting aanhou verwag vir Jesus se koms. In die vroeë kerk, hierso net nadat Jesus weg is, jy kan in Handelinge gaan kyk, is vir my opvallend dat hulle sê, net daarna, sê hulle, hy kom gou weer. As hulle 2000 jaar terug gesê het, hy kom gou weer, dan dink ek, kan ons vandag sê, hy kom gou weer. En as jy nie met daai verwagting lewe, dat hy binnekort gaan kom nie, as jy net die tye kyk, is dit amper. Ons weet nie wanneer nie, maar dit is amper. Tekens is daar. Maar as hulle dan gewag het, dan moet ons in afwagting staan. En so kom ek in my kruks van my boodskap vandag. Matteus 24 lees ons en Jesus het hierdie storie vertel hy vir sy disippels oor hierdie diensknegte wat vir hierdie Heer werk en hulle staan en hy sê vir hulle, ek gaan weg en ek kom weer terug. Maar ek gaan jou nie sê wanneer ek terugkom nie. So van hulle is daai eerste week, dink ek, is hulle reg en hulle soos, ons is in afwagting. En die Heer kom nie terug nie. En so vy van hulle weg, omdat hy nie terugkom nie. En hulle raak besig met dinge, maar nie met die werk wat hy hulle die instruksie van gegee het nie. En ons sien in vers 46 sê dit, gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy Heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. En die disippels vra vir Jesus, jy kan dit verder gaan lees in hoofstuk 24. Die disippels vra vir hom, hoekom vertel jy vir ons hierdie storie? En hy sê, so moet julle in afwagting staan vir sy koms, dat julle besig sal vind. Hy sê nie waarmee besig nie, hy sê dat julle besig gevind sal word. En dit is hoekom die Here vir my vra, waarmee is jy besig? Die vraag is nie net, glo jy dat hy terugkom nie, want ek glo ons is hierso, saam, dat ons glo dat hy terugkom. En hoe hy terugkom, sê die woord, hy kom terug op die wolke. Daar's nou 'n klomp ouens wat slim probeer wees, en vir jou sê, hoe gaan hy terugkom, en in watse manier gaan hy terugkom, en gaan daar 1000 jaar vrederyk, en 7 jaar verdrukking, en al daai dinge wat in Openbaring geskryf is al wat ek sê, gaan lees wat die woord sê. Maar ons glo in sy dat hy nie, ons glo nie net dat hy gaan terugkom nie. My vraag eerder aan jou, waarmee gaan hy jou besig vind wanneer hy terugkom? Want so maklik kan ek en jy vasgevang word in die dinge van hierdie wêreld wat niks met die koninkryk te doen het nie. Ons raak vasgevang in ons werke, ons raak vasgevang om geld na te jaag, ons raak vasgevang in ons kinders, in sport, sosiale media, dis nou 'n nuwe ding, mense scroll net so, ek is ook een van hulle, en dis hoekom die Here vir my vra, as ek weer sien, is daar tyd verby, en dit het niks met die koninkryk te doen gehad nie. Ons raak met vol programme, en ek praat vandag met Ashley en Monica, as jy vir mense, as jy in 'n groep sit, en jy vra vir mense, hoe gaan dit? Dan sê hulle vir jou, ja, pastoor, besig, ja.
Ek vat die grond nie. Ja, besig. En almal vertel jou hoe besig is hulle en hoe vol is sy program en ek hardloop. Ek selfde, asseblief, hoor my. En dis net besig en die een hardloop van daai kant en ek het nog hier vandag, ek en Corine is presies dieselfde. Ons was vir 'n tydperk vandag by mekaar saam met Ashley en Monica, maar ons het glad nie eers met mekaar gepraat nie. Want ons was besig. En ons was besig met ek glo die regte dinge. Maar waarmee is jy besig? Want jy kan maklik vir God sê, ja Here, maar ek was besig met hierdie en ek was besig met hierdie en ek was besig met hierdie en dan gaan hy vir jou vra, en het my koninkryk gebou? Openbaring, en ek glo, Openbaring sê 2 vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. So daardie eerste liefde, so stadig, en ons het al daaroor gepraat, stadig verdwyn jou gebedslewe, stadig verdwyn jou Bybelstudie, stadig verdwyn jou tyd saam met God, en jy verloor jou fokus op God se mense. En ons raak vasgevang in die besige van die lewe, dat ons eintlik vergeet van dit wat die Here vir jou wil doen. Die kerk self raak besig, hou daarvan om besig te wees, en as jy ons kalender gaan kyk, en jy vat net 'n kalender op jou yskas, wat alles by die kerk is, kan jy sien, die kerk is besig. Maar is ons besig met God se hart? En ek vra dit vir Klein Karoo gemeente vandag, is ons besig met God se hart? Want ons kan mooi programme bou, ons kan mense probeer vermaak, ons kan ewen wat heers in die kerk laat toe, laat kompromieë aangegaan word, om mense gelukkig te hou. Karl het nou die dag gesê, as die musiek nie vir jou lekker is nie, gaan ons nie 'n kompromie aangaan nie, want is gelukkig nie vir jou nie. Ons doen dit vir Jesus. En as die pastoor nie lekker preek nie, is dit gelukkig nie vir jou nie. Dis dalk vir iemand langs jou, maar dis nie vir jou nie, dis vir Jesus. Ons sal nie kompromieë aangaan nie, maar so maklik raak mense gefokus, en hierdie is ene wat ek vir myself ingesit het, ons raak so gefokus op getalle eerder as siele. Nou moet julle almal sê amen. Ons raak so gefokus op getalle eerder as siele. En terwyl ons besig is met alles, mis ons dalk die mense wat God in ons hand gesit het. Ons dink, en ek het die heel eerste keer toe ek hier gepreek het in my proefpreek, het ek gekyk, en vandag ek het nou nog mense, hulle moes nou ergens heen geloop het of so. Maar daar's daarom 2 mense op die galery. Hulle het of laat gekom. Maar ek het hier gestaan en ek het gesê, waar is die mense wat 20 jaar terug, help my 20, 30 jaar terug, Tommy, daarbo gepak gesit het op 'n Sondag. Want ons het toegelaat laat ons net worry oor ons eie babbel en hoe besig ons is, dat ons versaak die siel wat teruggeval het as gevolg van dalk iets kleins. Dalk kwaad geraak het omdat die pastoor hom nie gegroet het nie. Amen. Wie het ek nie gegroet vandag nie? Tommy, Leanne, Eugene, ek het jou gegroet. Ry, jy skuldig daaraan. Ek is jammer. Ek probeer by almal uitkom, maar ek mis jou dalk en ek doen dit nie as prins nie. Maar dit gebeur. En dan val mense terug en hy wil niks met die kerk te doen hê nie, want ons is gefokus op net ons eie klein wêreld, maar ons is nie gefokus op die siele wat vir Jesus so saak maak nie. Die persoon wat seer het hier langs die pad as gevolg van 'n
'n paar dinge wat in sy lewe gebeur het, versaak ons want ons worry oor ons eie klein wêreld. En hulle raak verlore. En ons sien in die woord dat Jesus praat van die verlore skaap, die verlore muntstuk, die verlore seun. En die opvallende ding met al drie van hulle is wanneer hy terugkeer, dan word daar 'n partytjie gehou. So dis tyd dat ons weer die ou siele, nie ou siele in fossiele nie, maar die siele wat net so bietjie teruggeval het, net bietjie verkoud het, weer gaan terugroep en sê die Here het 'n plan met jou lewe. Want siele maak vir ons saak. En as die Here terugkeer, soos wat hy gegaan het, mag hy jou besig vind met daardie siele. Want ons doen presies soos wat Jesus gekom het en hy sê, ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is, te soek en te red. Jy is nie die een wat red nie. Jy moet net gaan, die verloores gaan kry, en as jy hulle nie kan kry nie, gaan soek hulle. En Jesus sal hulle red. Dis tyd dat ek en jy gefokus raak, soos Jesus. Jesus was gefokus op die tollenaars, die sondaars, die siekes, die gebrokenes, dies wat die outcasts, hy was gefokus op daardies. So as hy sê, as hy terugkom, mag hy ons besig vind. Mag ek en jy besig wees met daardie mense. Daai's wat nie die fariseërs, hulle het nie geworry oor enige mense nie. Hulle wou net kritiek gee, hulle wou net 'n klomp reëls neer, tradisie. Ek praat vandag klink of ek net met Ashley en Monica gepraat het. Maar Ashley en Monica sê vir my, dankie dat daar tradisie nie heers nie. Hulle kom van Pretoria af, hulle sê vir mense in Pretoria, ons het 'n kerk gevind. Die pastoor is so cool, hy preek in jeans en vellies. Ek het nie geweet ek's cool nie, maar en nou kan ek hierso met 'n hemp staan en preek ook nog vanaand. So dat tradisie nie sal heers nie, ons is nie deel van die tollenaars nie. En al wat die tollenaars doen is hulle oordeel. Die fariseërs, tollenaars, fariseërs, dankie. En alles bou nie koninkryk nie. En vanaf die Here vir my vra, waarmee is jy besig? Is my antwoord, as dit nie koninkryk bou nie, dan doen ek dit nie. Want as die Here terugkeer, wil ek hê hy moet my besig vind met sy mense. Besig vind met sy siele. Al het hulle teruggeval, ek is besig met hulle. So as jy my sien sit met 'n sondaar, ek sal nie op 'n goddelose plek sit nie. Want die Here sê ons moenie vereenselwig met hulle nie. Ek sal sit met sondaars. Jesus het nooit in die clubs gesit en by die plek op die plekke waar hulle uithang nie. Maar as jy my met 'n sondaar sien uithang, weet ek's besig om koninkryk te bou. As ek jou met 'n sondaar sien uithang, wil ek seker wees jy's besig om koninkryk te bou. Want jy's besig, jy wil nie hê Jesus moet vir jou vra, waarmee is jy besig dat jy daai soos die kinders maar jy kan dadelik sê, Here, ek's besig met u koninkryk. Ons raak gefokus op wat verkeerd is en nie wat regtig saak maak nie. Soms raak ons so teen mense en dan raak 'n mens soos die fariseërs. Ons raak so teen mense, ons raak teen verandering, ons raak teen mekaar en dis waar die vyand die meeste heers binne in die kerk sonder dat dit gelabel is as die vyand. Ons raak teen mekaar. Daai een doen nie dit nie want ek like hom nie, daai een het nie my gegroet nie. Het jy gesien hoe dit sy aangetrek? Ons is teen mekaar. Want ons is so gefokus op net
ons eie geluk en ons eie klein wêreltjie, dat ons nie worry oor die siele, ewen om ons, tussen ons nie. Want die Here wil hê, jy moet daar gefokus wees. Ons fokus so op foute, dat ons vergeet om lief te hê vir daardie om ons. Soos Johannes 13 vers 35 sê, hy sê hieraan sal almal weet, nie net die kerkmense nie, almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Want as jy siele gefokus is, sal jy ewen gefokus wees op die mense om jou, direk om jou. En ek kom by die laaste deel van my boodskap, soos wat 'n pastoor sal sê, die plein land nou, maar hy gaan nog 'n ruk vat om te land. Ek vra jou die vraag, wat moet jy mee besig wees? En ek het nou al 'n paar antwoorde gegee, maar ons lees in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God. Hy het nie gesê soek eers ander dinge en dan die koninkryk van God. Soek heel eerste die koninkryk van God en sy geregtigheid. So 'n koninkryk en sy geregtigheid hardloop hand aan hand. Koninkryk en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Want ons raak so gefokus op al hierdie dinge, dat koninkryk eintlik gelykstaande aan al hierdie dinge is. Hoor wat sê die Passion Translation? Dit sê, so above all, bo alles, constantly, nie net een keer 'n dag nie, nie net een keer 'n maand nie, constantly seek God's kingdom and His righteousness. Hy sê hierso, constantly seek, want as jy konstant heel dag lang koninkryk fokus en sy geregtigheid, dan sal hy nooit jou surprise as hy vra, waarmee is jy besig? So as jy verstaan dat jy konstant elke dag, heel dag koninkryk moet fokus en sy geregtigheid, dan sê dit, then all the less important things will be given to you abundantly. Want dit is wie hy is. As jy sy koninkryk eerste sit en sy geregtigheid saam dit, en dit konstant soek met alles in jou, in afwagting staan, dan is sy geaardheid, en hy sê, the less important things, dit wat nie vir hom belangrik is nie, en dit moet ook nie vir jou belangrik wees nie. Wat is daai dinge wat so maklik vir ons belangrik raak, en ek het dit daarso voorgesê, werk, geld, kinders, sport, sosiale media, vermaak, drukprogramme, selfs die goeie dinge wat ons so maklik in ons lewens inlaat. Daai less important things sal alles vir jou geadd word. Die koninkryk moet eerste wees. Nie net die koninkryk eerste nie, dit moet deel wees van jou tyd, jou prioriteit, dit moet deel wees van jou huis, dit moet deel wees van jou geld, dit moet deel wees van jou dink, dit moet deel wees van jou bediening. Dit moet alles deel wees van jou. Dan is die koninkryk eerste. Tweede ene is ek en jy moet besig wees met siele. Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Hy wat siele win, is wys. En ek staan by daai en stil, as jy wysheid kort kom, moet jy dit vra. Maar as jy siele wen, as jy God se siele eerste sit, dan sal jy wysheid kry. Jy hoef dit nie eers te vra nie. Die kerk se missie was nog altyd
dat ons mense moet red, dat ons disippels maak, gebrokenis moet herstel word, hoop moet gegee word en gebring word aan mense, en dat ons altyd mense sal wys na Jesus toe, bo alles. Die derde punt hierso, is dat ons besig sal wees met sy groot opdrag. En ek sluit hiermee af. Matteus 28, vers 19 en 20 sê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Jesus sê nie, bou programme nie, Jesus sê ook nie, ons moet besig bly nie. Jesus sê, maak disippels. Punt, stop, klaar, alles. So, ek en jy moet eers sy koninkryk soek, besig wees met siele, en besig wees met die opdrag. Ek wil jou vra dat jy jou oë sal toemaak. Amen. Amen. Ja. Hy daag op. Amen. Julle wat nie weet nie, Eugene het 'n baie slegte val gehad. En in die val sê hy, Here, help my. En die Here het opgedaag daai dag. Hy daag ook nog tussen ons op. Hy doen nog steeds amazing wonderwerke. Maar ek wil hê jy moet jou oë toemaak. Soos daardie dag die disippels opgestaar het, gekyk het die engel hulle herinner en hulle die belofte gegee, hy kom weer. En vandag vra die Here dalk daardie selfde vraag vir jou. Maar hy vra jou, waarmee is jy besig? Wanneer Jesus terugkom, gaan hy my besig vind met sy koninkryk? Gaan hy my besig vind in gebed? Gaan hy my besig vind in liefde optree teenoor sy mense? Gaan hy my besig vind om gehoorsaam te wees aan sy woord? Gaan hy my besig vind met disippelskap? Of gaan jy besig wees met dinge wat geen ewigheidswaarde sal hê nie? 2 Petrus 3 vers 14 sê, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, terwyl julle in afwagting staan en wag op hom, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Jesus het opgevaar, Jesus regeer, hy leef nog steeds, en ek gee jou die sekerheid dat Jesus kom weer. Moenie laat hy jou vang onverwags met die vraag, waarmee is jy besig nie? Ek wil jou vra, as jy besig is met dinge, maar nie besig is met God se dinge nie, dat jy net vinnig jou hand in die lug sal steek. Net as jy wil besig wees met God se dinge, met sy koninkryk, met sy mense, net vinnig, jy kan laat sak, gaan baie hande op. Dankie. Waarmee is jy besig? Is sy vraag.
Dankie Here vir elke hand wat opgegaan het in hierdie plek. Dankie dat U elke siel raak gesien het. Elke persoon wat opdaag vandag en sê, Here, ek gaan besig wees met U koninkryk, met U mense, met U siele. Ek gaan U instruksie volg om mense te gaan vertel van Jesus Christus. Dankie Here vir elkeen wat vandag opstaan om U kerk uit te brei, op te lig, op te bou. En mag elke sondaar wat teruggeval het, deur elke persoon wat sy hand vandag opgesteek het, teruggeroep sal word in hierdie plek. Dat mense weer sal terugkeer en dat ons soos daardie verlore muntstuk, daardie verlore seun, Here, weer sal fees vier as siele terugkeer na Jesus Christus toe. Siele weer tot inkeer kom. Maar Here, nie as gevolg van 'n mooi preek of 'n bymekaar koms nie, maar omdat ons begin omgee het vir God se koninkryk en sy koninkryk eerste gesit het. Here, en mag ons gelei word dat as dit nie koninkryk bou nie, dat ons dit nie sal doen nie. Here, gee ons wysheid, gee ons leiding, Here, sodat ons U koninkryk altyd eerste sal sit. Here, en U beloof dat wanneer ons dit doen, sal die minder belangrike dinge vir ons bygevoeg word. Here, maar dat ons fokus nie sal wees op daardie minder belangrike dinge nie. Want dit wat vir U die belangrikste is U koninkryk en dat U koninkryk gesien sal word. En mag mense sê dat Klein Karoo gemeente is koninkryk gefokuste mense. En hulle gee om vir elke persoon, is lief vir elke persoon en dat ons nie ons eerste liefde om U lief te hê, versaak het nie. Dankie Here dat U elkeen oprig om groot en magtige dinge te kan doen in die naam bo alle name. Amen en amen.